Dit is heerlik om te sien die vreugde waarmee julle die gemeenskap van die gelowiges geniet. Dit is mooi en dit is reg. Maar onthou, ons is hier vir 'n primêre doel en dit is die aanbidding van ons lofwaardige God. Goeiemôre aan elkeen en ek wil sommer vanoggend vir julle 'n warm, 'n hartlike, 'n ontfermende goeiemôre meedeel vanaf die Here ons God in Christus. Aan julle wat sy uitgesoekte, sy bloedgewaste en gereinigde, sy geheiligde, sy geregverdigde, sy aangenome bruid in Christus Jesus is. Dit is so goed om herinner te word aan wie ons in die Here is. Wat is ons identiteit? En dit is op grond van wie ons in Christus is. Op grond van die verlossingswerk van ons Here, dat ons die Vader kan nader vanoggend in aanbidding. En dit is my gebed, dat julle regtig die diepe verkoeking van die Here sal beleef vanmôre. Dat sy aangesig op elkeen van julle sal skyn. En dat julle bemoedig en aangemoedig sal wees in julle wandel met die Here. En mag hy homself dan ook verheerlik in ons tyd saam vanmôre. Gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Maleagi, hoofstuk 3 vers 13 tot 4 vers 6. Maleagi het so effe vinniger gegaan as Openbaring. Ons maak vandag klaar met die laaste van die klein profete. En die tema wat ek met julle wil behandel, die tema van hierdie 6ste en laaste dispuut in die boek van Maleagi, is 'n aanmoediging vanaf die Here aan jou en my tot Godvreesendheid en getrouheid. 'n aanmoediging tot Godvreesendheid en getrouheid. Maleagi 3 vanaf vers 13. Geliefdes, soos julle weet, in die Christelike wedloop waarop ons is agter Jesus aan, het ons met 'n slinkse, met 'n slie vyand te doen, wat deur middel van die versoekings van die vlees en die verloklikheid van die wêreld konstant probeer om ons te ontmoedig, om ons te laat uitsak vanuit die Christelike wedloop, sodat ons nie God sal dien met Godvreesendheid en met getrouheid nie, maar eerder dat ons afvallig sal word van die Here, sal verkoel in ons liefde vir hom, vervreem van hom raak, en hom nie sal dien soos ons behoort en soos wat hy verdien nie. Amper soos wat gebeur het met die gelowiges in die Efese gemeente, volgens Openbaring 2 vers 1 tot 7. Ons lees dat Jesus vir hulle moet sê aan die einde van die eerste eeu, julle doen nog baie dinge reg, julle is nog baie godsdienstig, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hulle het verkoel, vervreem van die Here, besig om uit te sak, ten spyte dat hulle op eksterne vlak nog soveel dinge korrek gedoen het. En dis die gevaar, né? Dit was ook die gevaar, die realiteit, die stryd van God se Ou Testament volk, en sommige te midde die volk in Maleagi se dag, was op hierdie manier ontmoedig deur die vyand. Dat hulle nie God mee gedien het met die regte ingesteldheid, die van Godvreesendheid nie. Hulle het ontbreek aan ontzag vir die Here, soos ons sal sien. Hulle het ontbreek aan respek vir sy naam, soos ons sal sien. En gevolglik was hulle nie meer getrou aan hom nie. Hulle het hom nie gedien in gehoorsaamheid aan sy verordeninge nie. Eerder wat ons sien is dat hulle hom begin laster het. Nou in hierdie 6ste en laaste dispuut tussen God en sy volk in ons teks vandag, spreek die Here daai sommiges te midde die volk aan vir hulle afvalligheid en hulle laster teenoor die Here. En hy moedig die res aan, diegene wat hom nog gedien het, met Godvreesendheid en met getrouheid. Hy moedig hulle aan om te volhard. En ons sal kyk hierna vanuit die 3 uitsprake van die Here in ons teks. Daar is 3 uitsprake van die Here wat ons sal behandel. Sy aanklag van godslastering, dan sy aanprysing van getrouheid en dan sy aanduiding van gevolge. Ons gaan nou kyk na hierdie 3 uitsprake sodat jy en ek nie ook afvallig sal word van die Here nie.
Geliefde, mag dit nooit van ons gesê word dat ons raak soos die sommige in Maleagi se dag nie. Maar eerder dat ons God sal verheerlik met 'n vaste vertroue op die verlossingswerk van ons Here Jesus en die instaatstelling van sy Heilige Gees. Want onthou, ons kan nie godvreesend wees en getrou bly aan God buiten dit wat God deur die kruis van Jesus en deur die instaatstelling van die Heilige Gees doen nie, dat ons sal vas staan met 'n vertroue op die kruis en die Heilige Gees se werk in ons, waardeur die Here ons bemagtig tot so 'n lewe van godvreesendheid en getrouheid. En dit ter wille van die eer van die Here. Met dit gesê, kom ek lees vir ons Maleagi 3 vanaf vers 13, gemeente, tot hoofstuk 4 vers 6. En daarna sal ek bid vir die Here se hulp. Die Here sê, julle laat harde woorde oor my val, sê die Here. En dan vra julle, wat het ons vir mekaar oor u gesê? Julle het gesê, dit is heeltemal nutteloos om God te dien. En wat baat dit ons as ons die verpligtinge teenoor die Here nakom en in rouklere loop voor hom, heerser oor alle magte? Daarom noem ons nou die verwaande mense gelukkig, want die kwaadoeners beleef nie net voorspoed nie, maar hulle daag God uit en hulle kom nog daarmee weg ook. Daarop het die, hier's nou 'n ander groep waarvan gepraat word, daarop het die wat vir die Here ontzag het, met mekaar geredeneer. En die Here het goed geluister en dit gehoor. Hoe besonders. Dit is toe in sy teenwoordigheid in 'n gedenkboek opgeteken, tot voordeel van diegene wat ontzag vir die Here en respek vir sy naam het. Hulle sal aan my behoort, sê die Here, heerser oor alle magte. Hulle sal my persoonlike eiendom wees op die dag, let op die dag wat ek voorberei. Ek sal deernis met hulle hê, soos 'n man deernis met sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen regverdiges en wetteloses, tussen wie God dien en wie hom nie dien nie. Want kyk, die dag gaan kom. Daarvan kan ons verseker wees, die dag gaan kom, dit gaan brand soos 'n oond. Dan sal al die verwaande mense en elke booswig kaf wees. En die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, heerser oor alle magte. Daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie, maar vir julle wat ontzag vir my naam het, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. Dan sal julle uitgaan en bokspring soos kalwers wat op stal was. En julle sal die goddeloses vertrap. Ja, hulle sal as onder julle sole, die sole van julle voete wees, op die dag wat ek voorberei, sê die Here, heerser oor alle magte. En dan sluit hierdie brief af in die slot met hierdie woorde aan die getroues. Onthou die wet van Moses, my dienskneg, wat ek hom by Horeb, by Sinaiberg beveel het, en wat vir die hele Israel geld, die vaste voorskrifte en bepalings. Kyk, ek gaan Elia die profeet vir julle stuur, voordat die groot en verskriklike dag van die Here kom. Verwysing na Johannes die Doper, wat die weg vir Jesus berei het. Hy sal ouers met kinders versoen en kinders met ouers, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek tref nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, so 'n ryk gedeelte uit die woord van die Here. Kom ons bid, want ons het verseker die instaatstelling van die Gees nodig om ons te verlig tot 'n diepe begrip vir die woord van die Here. Vader, ons plaas onsself aan u voete, soos wat reg en gepas is, want ons weet slegs die Heilige Gees wat hierdie woorde geïnspireer het, kan dit oopbreek vir ons. Ons verlang om te verstaan en om u stem te hoor aan elkeen van ons. Daarom, Here, hier is ons, spreek, u diensknegte, luister. Here, breek die teks oop. Help ons, Here, om nie hardhoorig te wees vanmôre nie,
Here, nie ons harte toe te maak vir dit wat U vir ons wil sê nie, maar dat ons gewillig sal wees om te hoor wat God deur die Gees en deur die woord wil sê. En mag dit wat vanoggend vanuit die woord verkondig word, Here, werklik indring in die harte van elkeen tot veranderde lewens, sodat U verheerlik mag word. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, 'n heel eerste uitspraak vanaf God in die teks is die aanklag van godslastering. Kyk gou weer saam met my in ons teks, Maleagi 3 vanaf vers 13 tot 15, God se aanklag van godslastering. Julle laat harde woorde oor my val, sê die Here vir sy volk, en dan vra julle, wat het ons vir mekaar oor U gesê? Julle het gesê, dit is heeltemal nutteloos om God te dien. En wat baat dit ons as ons die verpligtinge teenoor die Here nakom en in rouklere loop voor die Here, Heerser oor alle magte? Daarom noem ons nou die verwaande mense gelukkig, want kwaadoeners beleef nie net voorspoed nie, hulle daag God uit en kom nog daarmee weg ook. Hierdie 6de dispuut tussen God en sy volk volg dieselfde patroon as die ander dispute. Ons het die stelling vanaf God oor die afwyking van sy volk, daarna die teenstelling vanaf die volk, en dan God se begronding of die bewys van sy stelling. In hierdie stelling vanaf God oor sy volk, is daar 'n kontras. Jy sien, dit staan in duidelike kontras met God se sagte woorde van seën, wat hy sopas uitgespreek het in die vorige verse. Julle sal onthou, laasweek het ons gekyk na Maleagi 3, vanaf vers 7 tot 12, en die Here het vir sy volk gesê, as hulle getrou sal wees aan hom, spesifiek met betrekking tot die tiendes, die wydingsgeskenke, dan sal die Here hulle seën. Kyk gou saam met my na hoofstuk 3 vers 10. Die Here het vir die volk gesê, bring die volle tiende na die voorraadkamer. Toets my hierin, sê die Here, Heerser oor alle magte, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Hy sou die sprinkane wat hy gestuur het as dissipline oor hulle berispe, sodat hulle nie die opbrengs van julle landerye verwoes nie, die druiwestok in die wingerd sal vir julle nie sonder vrug wees nie, sê die Here, Heerser oor alle magte. En al die nasies om julle sal julle gelukkig noem, omdat julle 'n begeerlike land sal wees, sê die Here, Heerser oor alle magte. Sagte woorde vanaf seën. Maar in kontras hiermee, net in die volgende vers, sien ons daar was sommiges in die volk wat harde woorde van lastering teenoor God uitgespreek het. Want volgende sê hy, julle laat harde woorde oor my val, sê die Here. En wat dui dit vir ons aan? 'n Kontras in woorde dui mos nou natuurlik op 'n kontras in ingesteldheid ook, nie waar nie? Wat was God se ingesteldheid teenoor sy volk, oor wie hy hierdie sagte woorde van seën uitgespreek het? Wel, blaai terug in Maleagi, na Maleagi 1 vers 2. Kyk hoe begin die Here hierdie brief aan sy volk. In hoofstuk 1 vers 2 sê die Here vir hulle uitdruklik, ek het julle lief, sê die Here. Maar hierdie groepie, hierdie sommiges onder die volk, hulle harde woorde van laster dui aan dat hulle afvallig was. Dat hulle verkoel geraak het teenoor die Here, vervreemd geraak het teenoor die Here, dat hulle nie van harte of met opregtheid getrou meer was aan hom en hom gehoorsaam het wat sy voorskrifte aanbeteken nie, en dit word bewys deur hulle harde woorde van laster teenoor die Here. Die Here se stelling, en dan het ons hier die teenstelling vanaf die volk, en weer eens soos met die vorige dispute, word die volk uitgebeeld as blind vir hulle sonde, word uitgebeeld as onkundig oor hulle sonde, wat natuurlik ook getuig van hulle afvalligheid, en hoe geestelik onsensitief hulle geraak het in hulle afvallige toestand teenoor die Here. Kyk na vers 13, julle laat harde woorde oor my val, sê die Here, en dan vra julle nog, wat het ons vir mekaar oor u gesê?
En dan bied die Here sy begronding in verse 14 en 15, die bewys van sy stelling. Nou hier wil ek vir julle sê, ek het reeds vir julle genoem met die inleidende boodskap van hierdie boek Maleagi, wat die situasie hier was. Die volk in Maleagi se dag het 'n verkeerde verwagting gehad met betrekking tot God se beloftes. En daai verkeerde verwagting was veroorsaak deur die profete Haggai, Sagaria. Dit was nie die profete se skuld nie. Die profete Haggai en Sagaria het so 80 jaar voor Maleagi se tyd geprofeteer dat as die tempel herbou word en Jerusalem se mure herbou word na die Babiloniese ballingskap, sal die Here hulle seën grootliks. Haggai en Sagaria het geprofeteer oor die inbring van die nasies, oor voorspoed aan die volk, oor die uitbreiding van hulle gebied, oor vrede vir die volk aan alle kante en spesifiek die terugkeer van die teenwoordigheid van die Here. Nou ons vandag wat vanaf die Nuwe Testament terugkyk, besef dat daai profesie was bedoel vir 'n toekomstige tyd, wanneer Christus sou kom. Ek praat nou van toekomstig met betrekking tot die gelowiges in Maleagi se dag. Dit is deur Jesus se eerste koms, die inhuldiging van sy koninkryk, dat hierdie seën sou realiseer, maar die volk in Maleagi se dag het 'n vervulling in hulle eie dag verwag. En hulle het dit nie beleef nie. Hulle het slegs die dissipline van die Here beleef vir hulle ontrouheid. Kyk na hoofstuk 3 vers 9. Wat het die Here gesê? Daar is 'n vloek op julle. Hulle was nie geseënd nie, hulle was onder die vloek van die Here se dissipline. In vers 11 lei ons af dat hy het hulle swaar gedissiplineer deur die sprinkaan pla wat konstant hulle opbrengste vernietig het. En nie net het hulle nie die seën beleef wat hulle verwag het nie, tesame hiermee lei ons af uit die brief ook dat hulle het beleef die verdrukking van die sogenaamde regverdiges en die voorspoed van die goddeloses. Soos wat ons in hoofstuk 2 vers 17 gesien het, hulle blameer die Here dat hy nie meer 'n God van reg en geregtigheid is nie. Almal wat verkeerd doen is goed in die oë van die Here, het hulle hom beskuldig. Hy is goedgesind teenoor hulle. Waar is die God wat oordeel? En dit alles, hierdie verkeerde verwagting, hierdie belewenis van die voorspoed van die goddeloses en die rampspoed, die swaarigheid van die regverdiges, dit het bygedra tot hierdie sommiges se verkeerde ingesteldheid tot die Here. Dit het bygedra tot hulle afvalligheid, dat hulle verkoel het en weggedryf het van die Here en dat hulle harde woorde oor hom begin uitspreek het. Hierdie harde woorde van verse 14 en 15. Kyk gou saam met my in julle Bybels. Julle het gesê dit is heeltemal nutteloos om God te dien. En wat baat dit ons as ons die verpligtinge teenoor hom nakom en in rouklere loop voor die Here, heerser oor alle magte. Ek wil iets vir julle uitwys hierso. Hierdie sommiges wat hierdie woorde gesê het, was so selfmisleid in hulle toestand van afvalligheid dat hulle gedink het, hulle het by hulle self geredeneer, ons is mos besig om God te dien. Kyk na vers 14. Dis nutteloos om die Here te dien. Hulle was onder die indruk, ons is dan nou mos besig om dit te doen. Ons is besig om die verpligtinge van die Here na te kom en in rouklere voor hom te loop, die lewe van bekering te leef. Hy sê nie net hulle het nie net gesê dis nutteloos om God te dien nie, maar wat baat dit ons as ons die verpligtinge teenoor die Here aan of nakom, per implikasie aanhou nakom en in rouklere aanhou loop voor die Here, heerser van alle magte. En kyk, hulle was waarskynlik baie godsdienstig, soos die Jode nog altyd was. Baie godsdienstig op eksterne vlak, wat werke van godsdienstbeoefening aanbetref het, wat hulle doen en late aanbetref het aan die buitekant, baie godsdienstig. Maar van harte was hulle ver van die Here af. En dis wat die Here aanspreek. Hoe weet ons hulle harte was ver van die Here af? Kyk na vers 16. Wanneer die ander groep ter sprake kom, dan sê die
die skrifte, daarop het die wat vir die Here ontzag het, met mekaar geredeneer. So wat sê die tweede groep se ontzag vir ons van die eerste groep se ingesteldheid? Hulle het nie ontzag vir die Here gehad nie. Soos die einde van vers 16 sê, hulle het nie respek vir die naam van die Here gehad nie. Hulle was afvallig, en daarom het hulle God gelaster. Hulle het geword soos die godsdienstige leiers in Jesus se dag was. Daai selfde ingesteldheid, diegene van wie Jesus gesê het, julle eer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. En so aanbidding walg die Here. Volgens hierdie sommiges was hulle nie ontrou aan die Here nie. Immers, hulle het geredeneer, ons is getrou aan die Here. Dit is die Here wat ontrou geraak het aan ons. Hy is die een wat nie die seën wat hy beloof het, vervul aan ons nie. Hy is die een wat nie reg en geregtigheid aan ons laat geskied nie. En die afleiding van die volk was, of van hierdie groep liewer, om God aan te hou dien is nutteloos en dit is sonder baat, soos vers 14 sê. Dit is nutteloos om God te dien, en wat baat dit ons as ons die verpligtinge teenoor die Here nakom, en in rouklere loop voor die Here, heerser oor alle magte. En uiteindelik het hulle afvallig geword, en gevolglik die Here gelaster, soos vers 15 sê, daarom noem ons nou die verwaande mense gelukkig, want die kwaadoeners beleef nie net voorspoed nie, maar hulle daag God uit, en kom nog daarmee weg ook. Hiermee dan, 'n eerste uitspraak vanaf die Here, sy aanklag teen godslastering. 'n Tweede uitspraak van die Here in die teks is sy aanprysing van getrouheid in verse 16 tot 18. Ek wil hê julle moet saam met my in julle Bybels volg terwyl ek dit weer lees. Die aanprysing van getrouheid. Daarop het die wat vir die Here ontzag het met mekaar geredeneer. Die Here het goed geluister en hy het dit gehoor. Dis toe in sy teenwoordigheid in 'n gedenkboek opgeteken tot voordeel van diegene wat ontzag vir die Here en respek vir sy naam het. Hulle sal aan my behoort, sê die Here, heerser oor alle magte. Hulle sal my persoonlike eiendom wees op die dag wat ek voorberei. Ek sal deernis met hulle hê, soos 'n man deernis met sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen die regverdiges en die wetteloses, tussen wie God dien en wie hom nie dien nie. Wat so besonders is dat God het altyd sy oorblyfsel, nie waar nie. Soos wat dit waar was in Elia se dag. Elia het gedink die hele volk het agter Baal aanhoreer, maar die Here het vir hom gesê 7000 het nog nie die knie gebuig voor Baal nie. Die Here het altyd sy oorblyfsel en is ook waar in Maleagi se dag gewees. Maleagi stel ons bekend hier aan 'n tweede groep te midde die volk wat verskil, wat in kontras staan met hierdie eerste groep waarvan ons gelees het in hoofstuk 3 verse 13 tot 15. En hierdie tweede groep word genoem in vers 16 die wat vir die Here ontzag het. Dit word van hulle gesê in die einde van vers 16, hulle is diegene wat ontzag vir die Here en respek vir sy naam het. Dit wil sê, hierdie tweede groep is die wat van harte, met alle opregtheid geglo het in die Here en die beloftes oor die komende Christus, wat die seën sou bring, waarvan geprofeteer was. Hulle was nog getrou aan die Here. Hulle het hom gehoorsaam wat sy voorskrifte aanbetref het. Dit word bewys vir ons deur hulle ingesteldheid van ontzag, van respek. Dit word vir ons ook bewys deur hulle woorde. Kyk hierso na vers 16. Hierdie tweede groep het ook geredeneer net soos die eerste groep. Vers 16 sê dat hulle het met mekaar geredeneer. En alhoewel die teks nie vir ons sê presies wat hulle vir mekaar gesê het nie, lei ons af deur die Here se reaksie hier in vers 16, dat dit nie harde woorde was soos die eerste groep nie.
Inteendeel, hierdie tweede groep se redenasie kom vanuit die korrekte ingesteldheid van ontzag en respek vir die Here. Dit was waarskynlik 'n waarskuwing aan mekaar teen daai eerste groep. En dit was waarskynlik 'n bevestiging aan mekaar van God se trou, wat nooit einde kry nie. Soos wat Psalm 117 vers 2, wat ek met ons oproep vanoggend vir julle gelees het, sê, dat die trou van die Here is vir ewig. Hulle het waarskynlik dit bevestig onder mekaar. En weet julle, hier in die verse wat ek vir julle voorgelees het ons 'n wonderlike beskrywing van die Here en leer ons soveel van God. Let op, God is ingestel op die wat hom dien met godvreesendheid en getrouheid. Let op wat sê vers 16, dat die Here het hierdie tweede groep se redenasie, se onderlinge bespreking gehoor. Hy het goed geluister en hy het dit gehoor. Hy's gesteld gewees op hulle. Die teks sê vir ons, die Here sal hulle godvreesendheid en hulle getrouheid onthou. En dit nie vergeet nie. Vers 16 gaan aan om te sê, daai redenasie van die godvreesende getroues, dit is in sy teenwoordigheid in 'n gedenkboek opgeteken. In sy teenwoordigheid beteken maar net God het 'n welgevalle gehad dat dit in die boeke opgeskryf is. Is opgeteken tot voordeel van diegene wat ontzag vir die Here en respek vir sy naam het. Hy sal hulle godvreesendheid en getrouheid, met ander woorde, enduit onthou. En nie net dit nie, hy dui aan, hy ontferm hom, baie spesifiek oor hulle, wat godvreesend en getrou aan hom is. Kyk wat sê hy in vers 17, hulle sal aan my behoort, sê die Here, heerser oor alle magte. Hulle sal my eiendom wees. Met hulle sal ek deernis hê, soos 'n man deernis met sy seun wat vir hom werk. Hoe besonders. En die Here sal hulle uiteindelik beloon op die dag wat vers 17 van praat. Kyk, die dag word baie van gepraat in Maleagi. Die dag word genoem in 4 vers 1, 4 vers 3, 4 vers 5. Die dag. Hulle sal beloon word, want die teks sien vooruit, ja, na Jesus se eerste koms, en wat God in die midde van die volk deur Jesus se eerste koms sou doen, maar dit sien spesifiek uit na die wederkoms van Jesus. Onthou, wanneer die profete in die Ou Testament gepraat het van die Christus se koms, in die tyd van progressiewe openbaring, het hulle die twee komste gesien baie maal as een koms. Ons wat leef in die Nuwe Testament tyd, verder aan in die geskiedenis van progressiewe openbaring, ons het die volledige openbaring deur Jesus en die apostels ontvang. Ons weet, daai koms kom in 2 fases, Jesus se eerste koms en sy wederkoms. Hier word dit gepraat van, as wanneer hy kom, sal hulle beloon word. Ja, gedeeltelik met Jesus se eerste koms, maar spesifiek by sy wederkoms en by die laaste oordeel. Wanneer Jesus sal sit op sy groot wit troon, as die regverdige regter, wanneer die skape en die bokke van mekaar geskei gaan word, wanneer hy die skape gaan beoordeel en beloon, en die bokke gaan veroordeel vir hulle ongeloof en ongehoorsaamheid aan die evangelie. Dit sien uit na daai dag. Op die laaste dag, in ons toekoms nog, wanneer die skape en die bokke geskei gaan word van mekaar, soos Matteus 25 vers 31 tot 46 sê, sal die godvreesendes en die getroues van die Here afgeskei word van die afvalliges. En dan sal vers 18 van ons teks in vervulling gaan. Kyk wat sê vers 18, dan sal julle weer die verskil duidelik sien tussen die regverdiges en die wetteloses, tussen wie God dien en wie hom nie dien nie. Die samestelling van God se Ou Testamentiese volk as 'n etniese nasie het ingesluit dat die godvreesendes en getroues saam met die afvalliges deel van die volk was. Met Jesus se eerste koms het daar 'n gedeeltelike skeiding gekom.
Want slegs die met reddende geloof in Jesus Christus, Jood en nie-Jood, is deel van sy kerk. Maar helaas sal daar 'n uiteindelike, 'n finale afskeiding kom tussen die getroues en die afvalliges. En dan sal daar duidelik gesien word, wie is die regverdiges, wie is die wetteloses, want dit was nie so duidelik altyd, in die tyd van Ou Testament Israel nie. Dan sal daar duidelik gesien word, wie dien die Here werklik en wie dien hom nie. En weet julle geliefdes, hierdie hoop, wat hierdie tweede groep gehad het, hierdie Godvreesendes getroues, hierdie hoop, dat God op hulle ingestel is, hy luister na hulle, dat hy hulle sal onthou, dat hulle getrouheid aan die Here opgeteken word in sy boek, die feit dat God hom gaan ontferm oor hulle, dat hy hulle sal beloon, wanneer die boeke op die laaste dag oopgemaak word, soos Openbaring 20 vers 11 tot 15 vir ons sê, dit moes hulle geloof uitermate versterk het, hierdie wat God gedien het met Godvreesendheid en getrouheid. En weet julle geliefdes, hierdie uitspraak van die Here oor hierdie tweede groep, die wat hom met opregtheid van harte gedien het, dit dui vir ons aan dat dit steeds die verwagting en die verlange van die Here vandag vir sy volk is, ook vir jou en vir my. Dit dan die aanprysing van getrouheid. 'n derde uitspraak in ons teks van die Here is sy aanduiding van gevolge. Ons het gekyk na die Here se aanklag van godslastering, die aanprysing van getrouheid, en nou helaas kortliks na die aanduiding van gevolge in hoofstuk 4 vanaf vers 1 en aan. Kyk gou weer saam met my na hoofstuk 4 vers 1 tot 3. Ek lees vir julle. Want kyk, die dag gaan kom en dit gaan brand soos in 'n oond. Dan sal al die verwaande mense en elke booswig kaf wees. En die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, heerser oor alle magte. Maar daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie. Maar vir julle, in kontras met die julle wat ontzag vir my naam het, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. Dan sal julle uitgaan en bokspring soos kalwers wat op stal was, en julle sal die goddeloses vertrap. Ja, hulle sal as onder julle sole, die sole van julle voete wees, op die dag wat ek voorberei, sê die Here, heerser oor alle magte. God deur Maleagi, soos julle kan hoor, dui hier aan watter lot hy reserveer vir hierdie twee groepe. Vir die eerste groep, baie duidelik, reserveer die Here veroordeling op die dag. Veroordeling, Maleagi gebruik eers 'n landbou-analogie hierso, of 'n landbou-illustrasie wat ons verstaan. Wanneer hierdie landbouvolk hulle opbrengs geoes het, die gerwe ingebring het, dan was die koring van die kaf geskei, die koring was in skure bymekaar gemaak. Wat was met die kaf gedoen? Dis nutteloos, dit was verbrand. En dis wat die Here dan sê sal gebeur met die verwaande mense, met elke booswig wat kaf sal wees op daai dag. Hulle sal verbrand word, soos vers 1 sê, dan sal al die verwaande mense, elke booswig kaf wees. En die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, heerser oor alle magte. Daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie. 'n Verwysing hier in die lig van die lering van die hele Bybel, dat hulle veroordeel sal word tot 'n ewigheid van bewuste pyniging in die vure van die hel. Kyk, Jesus het vir sy Joodse volgelinge in die eerste eeu gesê, baie gaan op daai dag vir my sê, Here, Here, godsdienstige mense, wat uiterlik regte dinge gedoen het. Here, Here, het ons nie in U naam allerhande godsdienstige dinge gedoen nie, maar Jesus gaan vir hulle sê, ek het julle nooit waarlik geken nie. Hoekom? Want hulle het hom met hulle lippe geëer, maar hulle harte was ver van hom. Hulle het God nie geken in 'n reddende verhouding met Jesus Christus nie. En dan sal dit te laat wees vir baie. Let wel hierso, geliefdes, God reken volgens die teks die afvalliges, die eerste groep, onder die ongelowiges, wanneer hy sê dat alle verwaande mense, alle booswigte,
sal in daai dag veroordeling beleef. En hy sê hier sodat daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie. Dis nie 'n bewys van die annihilasie leer, annihilationism, soos die teoloog dit noem nie. Wat die Here hier basies sê is dat die afvalliges sal dan nie meer deel wees van sy volk wat die nuwe hemel en nuwe aarde sal beerwe nie. Hulle sal nie daar wees nie, hulle sal wortel en tak uitgeroei wees. Hy sal hulle in die midde van sy volk uithaal en met hulle handel. Dit is die lot wat God reserveer vir die eerste groep. Maar let op die lot wat hy reserveer vir die tweede groep. Nie veroordeling op die dag nie, maar verheerliking en vreugde op die dag. Hier word 'n skepingsanalogie eerste gebruik in vers 2. Let gou op wat skryf Maleagi. In Maleagi 4 vers 2 se begin: vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy straling. Dit wil sê, na die donker nag van swaarigheid wat die volk moes beleef in hierdie gefalle wêreld, soos ons aflei vanuit die brief, na hierdie donker nag sal die son opkom vir hulle, in 'n nuwe dag, 'n dag wanneer Jesus Christus op die wolke sal verskyn, almal sal opstaan, en die Godvreesendes, die getroues aan die Here, wat geglo het in Jesus, gehoorsaam was in sy evangelie, wanneer hulle verwelkom word in die nuwe hemel en nuwe aarde, waar geregtigheid woon, en waar hulle genesing sal beleef van alle sonde en swaarigheid wat hulle moes trotseer in hierdie wêreld. Die son sal vir hulle opkom op daai dag. Ook word 'n landbouanalogie weer hier gebruik in die tweede deel van vers 2, die van bokke, of die bokspring van kalwers liewer. Dit sê hier, dan sal julle uitgaan en bokspring soos kalwers wat op stal was. Interessant, wanneer hulle, die getroues onder God se volk, wanneer hulle verheerlik, verwelkom word in die nuwe hemel en nuwe aarde met Jesus se wederkoms, daai plek van geregtigheid en genesing, dan sal hulle vreugde beleef. Soos 'n kalwer wat vir te lank in die stal ingesluit was en uiteindelik word die deure oopgemaak en hulle kan uitgaan en in vreugde bokspring. Want hulle is vry van swaarigheid en ongeregtigheid. En daar word 'n profetiese analogie ook hier gebruik. In vers 3, die trap van die parskyp. Kyk, in die Ou Testament en die Nuwe Testament gebruik God hierdie as 'n illustrasie van sy oordeel, die trap van die parskyp, waardeur druiwe gepars word. Die Here sê in vers 3, julle sal die goddeloses vertrap. Ja, hulle sal as onder die sole van julle voete wees op die dag wat ek voorberei, sê die Here. Wat aandui dat op die dag van Jesus se wederkoms, soos ons in Openbaring ook gesien het, sal die Godvreesendes, die gelowiges, die getroues in Christus, deel in Christus se oordeel oor die ongelowiges, wat hierdie afvalliges sal insluit. Verheerliking en vreugde wag vir hulle en ook vir ons op daai dag. En dan is daar 'n laaste aanmoediging hier in die teks vir hierdie tweede groep, die Godvreesendes, die getroues, dat hulle sal volhard in hulle dien van die Here in die lig van Jesus se koms. Vanaf Maleagi 4 vers 4 sluit die brief af deur te sê, onthou die wet van Moses, my dienskneg. Die diensknegte wat getrou is aan die Here, onthou die wet, die wil van die Here, wat ek hom by Horeb beveel het, en wat vir die hele Israel geld, die vaste voorskrifte en bepalings. Kyk, ek gaan Elia, die profeet, vir julle stuur, voordat die groot en verskriklike dag van die Here kom. Herhaling basies hierso van hoofstuk 3 vers 1, 'n verwysing na Johannes die Doper, soos Jesus dit dan ook geïnterpreteer het. Die profeet sal kom voordat die groot en verskriklike dag van die Here kom.
Hy sal ouers met kinders versoen, kinders met ouers, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek tref nie. Wat 'n besonderse woord vanaf die Here. Gemeente, ek wil die boodskap afsluit vanoggend met 'n duidelike oproep aan julle elkeen. Aan elkeen van julle, oud en jonk, slaan ag op die woord van die Here vanoggend, dat julle nie ook soos die sommiges te midde die volk, soos hierdie eerste groep waarvan gepraat word in hoofstuk 3 vers 13 tot 15 in Maleagi se dag, dat julle nie ook verkoel en vervreemd van die Here, afvallig word van hom, wegdryf van hom, uiteindelik opeindig om hom te laster. Nie sulkes se lot is veroordeling tesame met die ongelowiges wat eendag voor die Here hulle uitspraak sal ontvang. Nee, geliefdes, eerder mag God ons help om hom te verheerlik, soos ek in die begin gesê het, deur 'n vaste vertroue op die kruiswerk van Jesus wat ons volgende naweek vier. Met 'n vaste vertroue op die instaatstelling van die Heilige Gees wat ons inwoon, waardeur God ons bemagtig tot 'n lewe van Godvreesendheid en van getrouheid aan die Here, 'n lewe van gehoorsaamheid aan sy woord. Mag hy ons hiertoe bemagtig. En dit terwille van sy eer. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir u woord aan ons, wat weer eens soos altyd so duidelik, so reguit, so eenvoudig en verstaanbaar na ons toe kom. En Here, alhoewel ons nie elke aspek van hierdie teks heeltemal verstaan nie, daar is soveel ruimte vir groei by elkeen van ons. Hoor ons duidelik u stem, onbetwyfelbaar aan elkeen van ons, om nie afvallig te raak nie. Here, om tot bekering te kom van kompromie met die wêreld en met sonde, om toe te laat dat u deur die Gees weer ywer en erns in ons harte wek, dat ons u sal soek en sal najag met Godvreesendheid en getrouheid, om so voor die aangesig te leef. Here, mag dit wees die uitkoms van vandag se woordverkondiging, in die lewens en die harte van elkeen wat na my luister. Doen u werk in ons midde, terwille van u eer, allereers, Here, maar ook terwille van ons en ons voordeel, soos wat hoofstuk 3 vers 16 sê. Asseblief, Here, seën ons in die afsluiting van hierdie diens, die slotlied, die seënbede, die samesyn na die tyd, en wees grootliks verheerlik. Amen. In die besonderse naam van ons getroue God, die naam van Jesus Christus, mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees, vandag en in die week wat kom. Julle weet wat ek altyd vir julle sê, gaan en verheerlik die Here met Godvreesendheid, met getrouheid aan die Here, soos die Here julle in staat stel, en geniet hom ten volle. Amen.